Bosie Bosbok is bekommerd. Koning Leeu het hulle bymekaar geroep vir 'n dringende vergadering. Dit beteken daar is moeilikheid of daar kom moeilikheid. Alles is die laaste tyd baie rustig. Hy kan nie dink wat nou fout gegaan het nie. Toe hy by die groot vyeboom kom, sien hy dat daar al heel wat diere is. Almal stuur 'n verteenwoordiger om te kom luister en dan verslag te gaan doen. Dit is net Doppie die skilpad en die langneus muurvreter vir wie hulle wag. Ouens, ons het 'n paar droë jare gehad. Almal stem saam. Dit maak dinge moeilik as daar nie genoeg water is nie. Ek verneem dat hier groot reën op pad is. Ons sal moet voorberei. Dit gons soos die diere onder mekaar praat. Dit klink te goed om waar te wees. Leeu maak hulle stil. Ons het laks geraak. Julle neste is te naby die rivierlope. Sommige van julle het nes geskop in die rivierloop. Die vinke se nesies is te laag. Almal kyk na koning Leeu met groot oë. Hulle wil nog stry dat hulle nooit so dom sal wees nie, maar besef gou dat hy reg is. Die sand in die rivierlope is lekker sag en dit is die enigste plek waar daar nog gras groei. Tarantaal en Kiewit se nes is daar versteek, vol eiers. Wanneer kom die reën? Hoe lank het ons om ander neste te bou? Dan kan die eiers eers uitbroei. Koning Leeu skud sy kop. Nee, volgens my informante behoort ons binne die volgende paar dae al reën te kry. Blykbaar is 'n sikloon op pad. Wat is dit? Wil Bosie weet. Moenie nou oor die detail bekommer nie, Bosie. Dit beteken baie reën. Na die vergadering gaan almal terug om verslag te gee. Niemand kan onthou wanneer dit laas so baie gereën het nie. Sal dit dan nou regtig so baie reën dat hulle ander neste moet bou? 3 dae later begin dit saggies reën. Almal is verlig en is bly dat die hitte bietjie gebreek is. As dit so reën sal daar nie probleme wees nie. Nou kan die plante weer groei en die poele water staan oral. Die 4de dag is dit weer warm en alles bakdroog. Die diere is skoon afgehaal, want koning Leeu het dan gesê daar kom baie reën. Gelukkig het nie almal hulle neste onnodig geskuif nie. Die 5de oggend skrik Bosie wakker van 'n vreeslike lawaai. Genade, wat gaan aan? Is iemand besig om die bos af te kap? Toe die eerste druppels op die grond val, besef hy dat dit die weer is wat so gerammel het. Groot druppels plof in die sand neer. Sy bors trek toe. Die groot reën. Die druppels val onophoudelik en 'n uur later begin dit eers bedaar. Toe hy in die pad afstap rivier toe, kry hy nog diere wat daarheen op pad is. Ons moet gaan help. Tarantaal se nes is nog daaronder en Kiewit is op die laagwaterbruggie. Ons moet gaan help, ouens. Hier kom nou baie reën. Kyk hoe laag hang die wolke. By die rivier is dit 'n hele gedoente. Koning Leeu is ook daar. Hy roep almal byeen. Elkeen kry 'n opdrag. Die maklikste gaan wees om 'n damwal te bou of die rivierloop te probeer draai. Stompe en takke word nader gesleep. Die bobbejane dra klippe aan. Alles word so gepak dat die rivierloop smaller gemaak word. Hooplik sal die water dan net aan die een kant afloop, sodat almal wat steeds in die rivierbedding is, veilig is. Kiewit en Tarantaal se nesies word versigtig na hoër grond geskuif. Hulle werk almal mooi saam en voor middagete is hulle klaar. Die effense reën spoor hulle net aan om vinniger te werk. Niemand twyfel meer dat die reën wel kom nie. Later die middag val daar nog 'n harde buireën. Die rivierloop is nou nie meer droog nie. Daar is al 'n stroom wat begin deurloop. Bosie is baie bly dat hulle nie naby die rivier is nie. Nou wie skree so? Bosie stap 'n entjie in die paadjie af. Van waar het die geskree gekom? Dalk het hy hom verbeel. Help asseblief iemand. Help my. Bosie draf vinnig na die laagwaterbruggie.
Dit is Zelda die zebra wat daar in die water lê. Kom staan sy dan nie net op nie? My voet het in iets vasgehak en ek kry dit nie uit nie. Ek kan nie meer my kop oor die water hou nie. Ek gaan verdrink. Bosie sien die water loop al lekker sterk. Versigtig gee hy 'n tree in die water en besef dadelik dat dit nie 'n goeie idee is nie. Die water gaan sy pote onder hom uitslaan. Hy sal moet gaan hulp kry. Maak asseblief gou, ek kan nie meer lank so aanhou nie. Bosie is daar weg. Olifant sal moet kon help. Hy is lekker sterk en die water sal hom nie maklik wegvoer nie. Olifant staan onder die vyeboom en skuil teen die reën. Nadat Bosie hom vertel het van Zelda se kanarie, is hulle daar weg. Olifant stap tot by haar en gaan teen haar staan sodat sy met haar kop teen sy poot kan rus. Met sy slurp vroetel hy onder die water en rol die klip weg wat haar poot vasbeen. As sy nie teen hom gelê het nie, het die water haar seker weggespoel. Sy is te moeg om op te staan. Olifant tel haar in sy slurp op en dra haar tot in die pad. Jy moet versigtig wees vir die water. Dit is baie sterker as wat dit lyk. Jy dink is net stroom, dan spoel jou pote onder jou uit. Zelda begin saggies aan. Maar hoekom huil jy nou? Jy is mos nou veilig. Olifant en Bosie kyk na mekaar met groot oë. Ek is net so dankbaar vir julle. As ek nie vir julle was ek seker krokodilkos. Water sou my beslis afgespoel het tot by die krokodille. Zelda huil nou sommer harder. Olifant en Bosie skud net hulle koppe. Vroumense, wie sal hulle ooit verstaan? Onthou asseblief om die bakgatknoppie te druk julle en vra vir mamma sy moet julle inskryf sodat julle altyd weet as hier 'n nuwe storie is, hoor? By subscribe. Dankie.